Goeiemôre liewe gemeente. Vandag staan ons saam met Paulus by die see in die hawestad van Troas met 'n vreemde stilte en onsekerheid in hulle planne. Gaan lees vandag gerus Handelinge 16 vers 6 tot en met vers 10. Paulus en sy reisgenote het reisplanne gehad en wat gebeur? Ons het nou reeds gehoor, hulle het by die hawestad van Troas gestaan en 2 keer het die Gees vir Paulus nee gesê om verder in Asië sendingwerk te doen. Hulle sien deur voor hulle terwyl hulle besig is om so op die see te vaar, 'n stuk land op die horison lê en dit is die hawe by Missie. In vandag se tyd is dit die gebiede in Turkye en daar was volgens die Heilige Gees weer eens geen oop deur nie. Die Heilige Gees wil nie hê dat hulle verder in Asië moet ingaan nie. En in die nag kry Paulus 'n visioen van 'n man van Macedonië wat pleit: "Kom oor en help ons." Nou voordat ons verder oor die visioen praat, let ons op in vers 10 dat daar 'n ommekeer in persoonlike voornaamwoorde is. Ewe skielik praat die teks nie meer van hulle nie, maar van ons. In die teks staan daar, toe ons probeer het om te vertrek. Dit is die eerste ons gedeelte in Handelinge. Lukas, die skrywer van Handelinge, sluit self by die geselskap aan. Die verteller word 'n medereisiger. En let op waar die roep in Paulus se visioen vandaan kom. Nie uit Paulus en sy gemeente se strategiese beplanning uit nie, maar daarheen waar die Here hulle roep. Hulle moet vir die eerste keer die gemak van hulle eie kontinent verlaat en die evangelie vat na 'n nuwe kontinent toe. Dis vir die eerste keer na Europa. Paulus en sy reisgenote, insluitend Lukas, moes hulle self gereed maak vir 'n onbekende seevaarderstog om die see oor te steek van een kontinent na 'n nuwe. 'n Stem van die wêreld se nood roep die kerk oor 'n grens. Gestuurdheid begin wanneer ons ophou vra, wat wil ek doen? En begin luister na God se sendingskreet, die noodkreet van vreemdelinge wat roep, kom help ons. Vir ons as gelowiges en as 'n gemeente, beteken 'n toedeur nie noodwendig altyd die einde van ons planne nie. Dit is dalk 'n uitnodiging om nog dieper bidtend te luister. As Paulus sy sin gekry het en bloot die visioen vermy het, sou Europa dalk jare later gewag het om die goeie nuus te hoor. So vra jouself vandag, is daar huidiglik 'n toedeur in jou lewe? Mag jy bereid wees om met geduld bidtend te luister, of die Here vir jou 'n ander onverwagse deur wil oopmaak? Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here Jesus, help ons om U nee te vertrou, net soveel soos U ja. Open ons ore vir die stem van die oorkant wat roep, kom help, en gee ons die moed om dadelik op te staan en daarop te antwoord. Amen.